Goeiemôre. Ons tema vandag is ons glo in die ewige lewe. En die teksgedeelte wat ons gaan gebruik is 1 Korintiërs 15 hier vanaf vers 50 tot 58. Ek wil so hier van vers 54 net die volgende lees. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? En dan vers 58. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. As ons vanoggend by die laaste tema van die Pinkster stil staan om te sê ons glo in 'n ewige lewe, is die vraag natuurlik, wat is die inhoud daarvan? As jy mens gaan kyk na die teksgedeelte van vanoggend, begin hy eintlik al hier in vers 17 om te sê dat die opstanding van Christus gee vir ons ook die waarborg van ons eie opstanding. Eintlik wil hy daardeur kom sê dat die ewige lewe is 'n sekerheid in ons lewe, dit is vas, dit is iets waar ons kan glo en kan vashou, omdat ons deur Christus deel het aan hom. En daarom is dit dat deur sy opstanding ons die belofte en die waarborg het, dat ons ook enig liggaamlik dan ook sal opstaan. As 'n mens gaan kyk na 1 Korintiërs 15 vers 51, dan staan daar, ons sal nie almal sterwe, maar ons sal almal verander word. En die verandering beteken dan dat met die wederkoms van die Here, die wat nog lewe, dan ook 'n opstanding liggaam sal ontvang, 'n verheerlikte liggaam, sodat jy kan deel hê aan die ewige lewe. Die vraag natuurlik is, wanneer begin die ewige lewe? As 'n mens nou gaan kyk na Openbaring 21:22, dan word daar vir ons 'n blik gegee op die hemel. Daar word gesê daar strate van goud. Ons word herinner dat pyn en lyding daar nie meer sal wees nie. En dat daar 'n herstel sal wees ook in ons verhouding met God. Ons lees in Genesis by die skepingsverhaal die harmonie, die verhouding wat daar tussen die mens en God is. En in Openbaring sien ons dan hierdie herstel wat plaasvind, veral deur die verlossingswerk van Jesus Christus. En daarom lees ons in Johannes 17 vers 3, hy sê, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat deur U gestuur is. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Johannes 6 vers 47 sê, wie glo het die ewige lewe. Grond van hierdie woord is dit dat ons eintlik sê, dat die ewige lewe is nie iets wat ons eendag gaan ontvang met die wederkoms of met ons afsterwe nie. Maar ons het eintlik al reeds die ewige lewe. So elkeen wat sy geloof in Christus bely, het die ewige lewe, en beteken dit dat hierdie waarborg van om ewig te leef, om te leef in die teenwoordigheid van God alreeds vandag 'n werklikheid in jou lewe is. As dit dan waar is, wat se hoop gee die ewige lewe dan vir ons? En daarom is dit dat ons dan sê in vers 58, dit gee vir ons waagmoed en deursettingsvermoë. In 'n wêreld met klomp uitdagings is dit dat die opstanding van Christus ons roep om te volhard, aan te hou, om deur te druk. Daarom begin vers 58 met daarom. Daarom wees standvastig, wees onwankelbaar in julle geloof, wees altyd oorvloedig in die werk van die Here. En word ons eintlik herinner om te sê, maar ons begin vandag reeds om anders te leef, juis omdat ons die ewige lewe het. Daarom roep dit vir ons tot 'n heilige lewe. Beteken ons dat ons onsself sal reinhou, soos wat Christus rein is, ons onsself sal afsonder vir God se gebruik, en dat ons dan die liefde van Christus dan ook sal sigbaar maak, elke dag in ons lewe. En ek dink wat belangrik is dat ons eintlik vanoggend vir mekaar ook wil sê, dat as ek nou reeds deel het in die ewige lewe, dan beteken dit beïnvloed ook die manier hoe ek vandag leef en optree. En daarom sonder ek my af vir die Here, omdat ek aan God behoort, en as ek bely dat ek glo in die ewige lewe, dan beteken dit, ek bely ook dat ek nou reeds volhardend leef ook in my geloof in Christus Jesus. Kom ons bid saam.
Here, mag U ons seën met die belofte van die ewige lewe en help vir ons, Here, ons rein te wees omdat U rein is. Amen.